Bluetooth mode. Bluetooth mode. Ek nou jy hier kon gebring. Skryf wat nou hier so was. Kan jy wat net kry? Ja. Goeiemôre, ek wil elkeen van julle welkom heet vanmôre. Vra om verskoning oor die krag. Dis ongelukkig buite ons beheer. Ons het vroeër probeer kyk of ons vertikale probleem is. Maar ons sien nie dat dit iets is wat in ons beheer is nie. So, ons is okay. Want ons het nou al 'n diens of 2 gehad, waar daar nie krag was nie. En die Here voorsien vir ons dit wat ons nodig het. So ons is dankbaar daarvoor. En so vroeër is daar iemand hier so en hy saam gebid. En ons dank die Here dat die verrigtinge van goed verloor vanmôre en ons eer om daarvoor. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons dank die Here. Ten spyte van die krag wat nie daar is nie. Nie ten spyte nie, ten midde. Here, is ons nog steeds hier, Here, om U te aanbid, Here, en U te loof. Here, en nie al die eer te gee, en die lof te gee, Here. En ons dank U daarvoor. Mag die woord wat uitgaan vandag, Here, in harte val, Here. Dat daar saad geplant word, Here, wat sal opskiet, Here. Wat gewater sal word, Here. Mag die Heilige Gees vandag van sitplek tot sitplek beweeg en mense aanraak, Here. Here, 'n verandering teweeg bring. Here, U is God almagtig, die Alfa en die Omega, Here, en ons gee U al die lof en al die eer. Here, mag hierdie diens tot U verheerliking geskied. Dankie vir die teenwoordigheid hier vanmôre, Here. Dankie vir die rustigheid en die vrede. Ons lof vir daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Ek het nou nog welkom gegee. Ek wil net graag weet vir die mense wat dalk ingekom het. Daar is so kan ek dit kry? Myne is bedare. Jy het so 'n sakkie ontvang. Is daar enigiemand wat nog so 'n sakkie ontvang het nie? Goed, hou julle hande op, dan gaan ons net gou vir julle van hulle uit julle sit. Goed. Op hierdie sakkie gaan julle 2 verse sien. Van julle gaan 1 vers skryf, van julle gaan dalk die ander vers skryf. En binne in hierdie sakkie, saam met hierdie versie, is daar mosterdsaad. Nou hierdie mosterdsaad gee vir jou die indikasie van hoe groot hierdie mosterdsaad eintlik is. Want ons weet nie regtig hoe groot hierdie mosterdsaad is nie. So, as jy gaan kyk na die saad, hou net die saad vas. Hou met jou vingers. Jy kan nie net uithaal as jy wil, maar hulle is so klein, dat jy gaan hulle dalk verloor. Maar dit is die mosterdsaad. So die titel van my boodskap vanmôre is geloof soos 'n mosterdsaad. Dankie vir ons om so paar aan daar die agterkant kom. Baie dankie vir die wat nou uitdeel. Ek wil graag hê dat elkeen van julle hierdie kry. Want jy weet, daar is so 'n skrif wat daar bygaan en die Here sê, as jy maar geloof het soos 'n mosterdsaad. En dit is waaroor ons volgende gesels. So, ek het so 'n bietjie gaan kyk, hoeveel keer word die woord geloof gebruik? Daar is 237 verse, wat 254 keer gebruik word, oor net geloof. Glo, die woord glo. As jy glo, sal jy gered word. 151 verse.
173 keer wat dit gebruik word. Vertrou, want geloof en glo is vertrou. Vertrou ons die Here, dan glo ons die Here. Ons plaas ons geloof in die Here, ja? 129 verse wat 133 keer gebruik word. En oortuig. Is jy vanmôre volle ten volle oortuig? Het jy vanmôre 'n volle oortuiging van dit waaraan jy glo? By 19 verse hy word 19 keer gebruik. Jesus, toe hy bedien het op aarde, het hy in verskillende styl maniere gesels. Hy het ons 'n boodskap oorgedring. En hy het in gelykenisse gesels. Wat is 'n gelykenis? Dis soos die verlore seun, soos die saaier. Hy het in vergelykings gepraat. Wat is 'n vergelyking? Dis 'n geloof gemeet aan 'n mosterdsaad. Dis 'n vergelyking. So hy gebruik die mosterdsaad en hy vergelyk dit met geloof. Hy het in metafore gesels. Jesus is die brood van die lewe. Hy is die goeie herder. Dis die metafoor. En dan het hy in verhale gesels. En hy het gesê die verhaal van die geboorte van Jesus was vertel. Wonderwerke is 'n verhaal. So vanmôre gaan ons kyk na 'n vergelykenis. Geloof wat gemeet word aan die mosterdsaad. Nou die eerste ene, en van u gaan hom hê op jou papiertjie, is Lukas 17 vers 6. Nou ek gaan vir julle die skrif lees sodat dit in konteks is. Want as ek net vir daai een versie lees, gaan dit nie vir julle konteks gee nie. So ongelukkig kan ek dit nou nie op die projektor sit nie. So ek gaan vra dat u luister. So kom ons luister na die woord van die Here. Hierdie geloof gaan aan hand met vergifnis. In Lukas 17 vers 3 tot 6. Hy sê, pas op vir jouself en as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom. En as hy berou kry, vergewe hom. So wat sê die Here hierso? As jou broer gesondig het, sê vir my, jy het gesondig. Dan gaan hy sê, ek is jammer ek het gesondig. En dan wat moet hy sê? Ek vergewe hom. En as hy 7 maal op 'n dag teen jou sondig, en 7 maal op 'n dag na jou terugkom en sê, ek het berou, met jou vergewe. Want as jy vir my 7 keer 'n dag dieselfde ding gaan doen, dan gaan ek mos nie meer so kalm wees nie, nee. Dan gaan ek 'n bietjie ongelukkig raak. Hierdie woord van die Here sê, al doen die persoon 7 keer dieselfde ding, wat jou omkrap, en hy sê vir jou, ek is 7 keer, ek is jammer, dat hy dit gedoen het, om dit te vergewe. Die apostel sê toe vir hom in vers 5, Here, gee ons meer geloof. Hulle het geloof nodig gehad, om hierdie beginsel te kan toepas. En ek sal vir jou sê, in my eie vlees, in my eie wese, gaan ons dit nie kan doen nie. Dis moeilik. Ons het geloof nodig. En die Here sê, en hierso is vers 6, wat op julle papiertjie is, en die Here sê, as julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, hoor wat kan dit gebruik word, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê, wortel en in die see geplant, en hy sou julle gehoorsaam wees. 'n moerbeiboom, daar's verskeie name vir hom in die Bybel. Ons in Israel gelees en ons verskeie tipes van hulle. Maar sy wortelsisteem gaan af en dan word hy uitgesprei. So wanneer daar 'n storm is, gaan hy moeilik uitgepluk word, omdat sy wortelsisteem so wyd uitsprei. En hier sê hy, as jy geloof het soos 'n mosterdsaad, kan jy vir hierdie moerbeiboom, vir daai probleem wat jy het, vir daai ding waarvan jy die Here vertrou, vir hom sê, wortel en word in die see gegooi. Dit wat daai struikelblok daar is. Die tweede ene is Matteus 17 vers 20. Nou van u het hom weer. So, ons het bly kaartjie en 'n geel kaartjie, maar ons het verskillende verse op hulle geplaas. Hierdie ene het te doen met genesing.
ek weer eens vir die hele skrif lees om dit in konteks te plaas. Matteus 17 vers 14 tot 20 sê, en toe hulle by die skare kom, gaan daar 'n man na hom en val voor hom op die knie en sê, Here, ontferm U oor my seun, want hy is maansiek en ly swaar, want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water. Vers 16 sê, en ek het hom na die disippels gebring en hulle kon hom nie gesond maak nie. Toe antwoord Jesus en sê, o ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom hier vir my. Hy praat hier met die apostels. Hy sê, apostels, julle stap dan pad saam met my, julle nou nog niks geleer. Hoe lank nog? Hoe lank moet julle nog ongelowig wees? En hy sê in vers 18, daarop bestraf Jesus hom, en die duiwel het van hom af uitgegaan, en die seun het gesond geword vanaf daardie uur. Toe kom die disippels na Jesus afsonderlik en sê, waarom kon ons hom nie uitdryf nie? Jy sien, hierdie disippels het al voorheen geleenthede gehad, want hulle was uitgestuur, 2, daar was 70 van hulle uitgestuur, en hulle het wonderwerke verrig in die naam van Jesus. En dan vers 20 sê Jesus, keer julle ongeloof. Want, verwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg van hier vandaan daartoe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. As u geloof het soos 'n mosterdsaad, sal niks vir u onmoontlik wees nie. Die volgende vers is nou nie daar nie. Jesus het daar bygelas en hy sê, hierdie tipe demoon is 'n strong man. En hy gaan net uit deur vas en gebed. Dit is die volgende vers. So, geloof en dan vas en gebed. So, ek het die 2 verse wat ek net vinnig vir julle weer gaan opsê. Lukas 17 vers 6 sê vir ons, en die Here sê, as julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie moerbeiboom sê, wortel en in die see geplant, en hy sal julle gehoorsaam wees. Vers 20 van Matteus 17 vers 20, voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hiervandaan, daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees. Hou nou dan mosterdsaad in die hand, en jy sê, is dit al wat ek nodig het? Geloof soos 'n mosterdsaad. Maar ek het al hierdie probleme, ek het al hierdie goed waar ek die Here vertrou. Maar hierdie skrif sê, as ek geloof soos 'n mosterdsaad, sal niks meer onmoontlik wees nie. Hoekom nie? Waarom nie probeer? Geloof soos 'n mosterdsaad. Maar hierdie mosterdsaad moet ook groei. Daar is 'n koninkryk wat vergelyk word met 'n mosterdsaad. Die koninkryk van die hemele in Matteus 13 vers 31 tot 32 sê, in 'n ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad wat 'n man neem en in sy land saai. Wat wel die kleinste van al die soorte saad is, maar as dit gegroei het, groter is as al die plantesoorte. En dit word so groot soos 'n boom, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke. Dat daai klein saadjie wat jy in die hand hou, geplant word en hy word so groot soos 'n boom waarin die voëls hulle nes kan maak. Dan is dit nog 'n groot geloof. Geloof soos 'n mosterdsaad wat geplant word groot geloof. So groot soos 'n boom waarin voëls 'n nes kan maak. So ons kyk op klein geloof en groot geloof. Wie klein geloof gehad in die Bybel? Petrus, hy loop op die see
Hy begin met 'n groot geloof. En hy sê, Here, as dit U is, laat ek kan uitstap op die water. En die Here sê, kom. Die Here het hom nie genooi nie. Hy het gesê, ek het geloof om uit te loop op dit. En toe hy die storm sien, en hy sien die water, toe begin hy sink. En die Here sê vir hom, soos 'n volgende geloof. Jy kan jou omstandighede gekyk, nie na die Here gekyk nie. Bekommernis. Wat is klein geloof? In Matteus 6 vers 30 sê hy, ek het net nie so kos en klere op die skermpie van my. En waaroor bekommer ons van die dag van môre oor wat ons gaan dra en wat ons gaan eet? As die Here dan vir die voëls sal sorg en vir die veld sal sorg, hoeveel te meer sal hy nie vir u en vir my sorg? Kan ons die Here vertrou dat hy vir ons sal voorsien? Ons kan. Het hy al vir u voorsien in baie moeilike of slegte omstandighede? Want is nie maklike omstandighede nie, dis nie krag. So, en die Here voorsien, ons okay. Ons is hier, as die liggaam van Christus. Halleluja. Genesing is klein geloof. Matteus 17 vers 20 het ons gelees. Hy sê, want julle is klein gelowig. Dis hoekom die persoon nie sy genesing ontvang het nie. Wat is groot geloof? Nou, groot geloof, kom ons kyk gou na die hoofman van 100. Hierdie hoofman het 100 mense onder hom gehad, soldate. Goed? En hy het 'n sekere mate van gesag gehad. Nou as jy weet wat jou gesag is, dan weet jy hoe om dit te gebruik. En hy sê in Lukas 7 vers 9 en in Matteus 8 vers 10, toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder aan sy volgelinge gesê, voorwaar, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so groot geloof nie gevind nie. Wat het vir julle gebeur? Het om vir julle te vertel, die hoofman van 100 sy kind was siek gewees. En hy stuur sy servant, sy bediende, sy dienaar, na Jesus toe, en hy sê, ek was nie waardig, ek was myself nie waardig, om na u toe te kom nie. Spreek net die woord, en my seun sal gesond word. En die dienaar is by Jesus, en hy praat met Jesus, en die dienaar sê vir Jesus, die hoofman vra, spreek net die woord, en Jesus sê vir die dienaar, gaan, die kind is gesond. En halfpad terug, kom die dienaar en die hoofman, en hy sê, my seun is genees. Groot geloof. Hy het die Here vertrou dat die Here nie eens teenwoordig is nie, dat die Here net 'n woord spreek en sê, die kind is genees, en die genesing het plaasgevind. Groot geloof. 'n Kananese vrou. Hierdie is nie 'n Israelitiese vrou nie, dit hoort in die volk van Israel nie, sy is nie 'n Jood nie. Hierdie dame se dogter is erg van die duiwel beseerde. En hierdie vrou kom na die Here toe, en sy kniel by die Here, en sy sê, Here, help my, wees ons genadig, genees my dogter. En die Here sê, ek het nie gekom vir julle nie, ek het gekom vir my volk, vir die Israeliete. En hy sê, dit is nie goed om die brood van die kinders vir die honde te gee nie. Want baie oomblik was dit heidene gewees. En die vrou sê, my Here, selfs die honde eet die krummels van die tafel af. Die Here sê, joh, in Matteus 15 vers 28 toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof, laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Halleluja. Ons moet desperaat wees.
Is ek en nie desperaat genoeg om die Here te vertrou? Sê ons, Here, ons het U nodig. En ek is vasberade dat U vir my gaan deurkom. 'n mosterdsaad geloof. Vasberade. Nie wankelrig nie. Maar Here, ek gaan my tiende dalk gee en my budget is net raak. Maar ek gaan U vertrou. Die volgende dag is miskien moes ek dalk nie. Nee, wees standvastig. Onbeweeglik. Vertrou die Here dat Hy in al jou behoeftes sal voorsien. Amen. So, daar's 'n definisie van geloof in Hebreërs. Nou, die Hebreërs hoofstuk praat van die groot geloofshelde. Hulle praat van Abraham. En nou nie by Bybel nie, by my ook nie. En ek wou praat oor God. Maar hy praat hierso van al die geloofshelde. Gaan lees Hebreërs 11 gerus. Maar die definisie van geloof is, die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien. So, dis 'n vertroue op wat ek hoop, 'n bewys van wat ek nie sien nie. Wat beteken, ek moet dit glo. Ek moet dit eintlik visualize. I have to ask for it, and then I have to believe it, I have to take it, and then I have to stand upon it. Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. En die feit dat ons al klaar hierso is, sê jy het geloof, want jy glo in God. Amen. So hierdie vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, en kinders is vanuit om dit baie makliker te doen as groot mense. Omdat groot mense deur baie teleurstellings gaan. Kan jy vir 'n kind sê, 'n kind kan vir jou sê, ouma koop my 'n roomys. En jy kan sê ja. En sy gaan jou glo. Sien sy die roomys? Nee. Loop sy vir die roomys? Ja. Ouma het gesê sy gaan die roomys koop. Sien sy die roomys? Nee. Vertrou sy? Ja. Gaan sy die roomys kry? Verseker, want ouma het so gesê. En so is daar soveel beloftes van die Here, wat ja en amen is in die Bybel, maar ken ons daai beloftes? Weet ons wat daai beloftes is? Staan ons op daai beloftes? Jy sien, ek kan in baie dinge glo. Ek kan sê, Here, gee my 'n voertuig om te gaan bedien. En dan moet my voertuig voorsien. Want ons het die wil van die Here om te gaan bedien. Hy gaan dit wegmaak. Al gee hy my geldjie vir 'n Uber, hy gaan vir my wegmaak. Gaan hy vir my 'n Ferrari gee? So ja, sê hy soek nie Ferrari nie. Ek ook nie. Ek het gister so 'n grondpad gery, en ek het gevoel my voor ek het dit nie nodig. Ja. Vaste vertroue. Ons almal het geloof. Almal het 'n mate van geloof en dan gaan vir die skrif gee daarvoor. So as jy gedink het, ja, maar ek het nie eintlik geloof nie. Weet jy, alles gaan verkeerd. Ek kan nie die Here glo nie. Daar is net nie, dit werk dit vir my. Wil ek vandag vanmiddag vir julle sê, die Here sê almal het geloof. Romeine 12 vers 3 sê, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daarvan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het. Goed, nou hierso die ding wat hy sê, moenie arrogant wees nie. Elkeen het 'n mate van geloof. Sommige van ons het meer geloof as ander. Maar elkeen het 'n mate van geloof. Maar hy waarsku ook hierso, hy sê, en ek gaan kyk in die Adam Clarke commentary vir die studente. En die Adam Clarke is 'n baie goeie commentary om na te gaan kyk. Hy sê van hierdie van moenie meer dink as jouself nie, sê hy, not to think more highly, not to act proudly, to arrogate nothing to himself,
on account of any grace ye had received, or of any office committed to him. Hy sê, bly nederig, en dit is wat besadig beteken. Bly nederig in die gawe van geloof wat die Here vir jou gegee het. Want as jy die Here glo en vertrou, en die dinge gebeur, die een na die ander ding, soos wat jy die Here vertrou. Want ek gaan vir jy sê, ek het tot net nou, ek het nie die boomboek uitgehaal nie. Want ek het gesê, Here, ek vertrou die krag wat aankom. Die krag het nie aangekom. Kan nie gebeur. Kan nie gebeur. Wat is die wil van die Here, dat aan die krag is nie? Nee, dit is so. Dis die omstandighede. En dit gebeur. Goed. Maar wat het die Here vir ons voorsien? Ek het gesê, dit is 'n boombox, ons kan luister. Julle is mooi stil, almal kan luister. Dankie daarvoor. En die boodskap gaan uit en hy word uitgesaai op multimedia. Baie welkom aan die luisteraars. Ek weet nie of julle vir 'n welkom het. Ek was 'n bietjie dol geweest. Ek het rondgehardloop want ek het oproep gehad en gesê sit hier af, sit daar aan, sit daar af, sit hier aan. Goed, so wat ek vir u sê, moenie bekommerd wees nie, want elkeen van u en ek het 'n mate van geloof. En wees besadig met daai geloof wat die Here vir jou gegee het, dat jy nie jaloers sal wees op jou wat langs jou is, wat sê, hy het groot geloof nie. Jy het al gehoor van die mense wat sê, Jesus, hierdie ou het groot geloof. Weet jy, hy gee sommer 'n kar weg. Weet, in geloof. En die Here het hom gesê, gee die kar weg. Weet, Jim. So, geloof groei. Vanaf 'n saad tot by 'n boom. In 2 Tessalonisense 1:3. Ons moet glo altyd oor julle dank. Ons moet God altyd oor julle dank. Broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word. Weer 2 goedjies. Ons moet kyk op hulle, né? 2 goed. Eerstens, die geloof het grootliks toegeneem. Dit het vermeerder. So, daai mosterdsaad wat jy in die hand het, is al klaar 'n groot mate van geloof. Want die Here sê, as jy geloof het soos daai mosterdsaad, kan jy al hierdie dinge doen. Van daar af groei daai saad nog meer en dit neem toe. En in Tessalonisense skryf Paulus, ek eer julle, ek dank die Here dat julle geloof toeneem. Maar hy sê ook dat hulle wederkerige liefde vir mekaar toeneem. Dat julle mekaar liefhet. Dit neem ook toe. So geloof, hoop en liefde. Onthou julle Korintiërs 13, geloof, hoop en liefde. Liefde is 'n basis van geloof. Die Here Jesus het sy lewe vir ons kom neerlê en ons gaan nou by die nagmaaltafel sit. Dat hy lief is vir ons. Daarom lief ons. So, hierdie geloof wat groei. In Efesiërs 4:13 sê hy dat ons almal tot die kennis van die Seun van God kom, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Hoekom? Sodat ons nie meer soos kinders rondgegooi en geslinger sal word deur die golwe, heen en weer gedryf word nie. Hoeveel keer word ons nou maar geswy? Weet, dan glo nie, dan word ons getrouwd en dan is dit moeilikheid. Is dit net ek? Ons groei in geloof. Hoe groei ons in hierdie geloof? En nou daarby kom. Markus 11:22-25 sê Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê, want voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie,
maar glo wat hy sê, sal gebeur, en hy sal verkry wat hy sê. So hy sê, as jy gaan twyfel is die teenoorgestelde van geloof. So as jy twyfel, hallo? Wat hy nou doen? Waar ek kom van jou. Ek kon net al die krag afvat. Die draadjie is af. Ek het die krag verkeer en ek het die maar die battery maar ek het nie die draadjie nie. Julle is 'n awesome gemeente, hoor. Julle sit so mooi stil en luister so aandagtig. Ek is so trots op julle. Baie dankie. So, hy sê hierso, as jy twyfel, is dit die teenoorgestelde van geloof. Jou twyfel gaan vir jou geloof in die grond instoot. So, vertrou die Here, vra die Here, bid sonder ophou. Vertrou die Here en dan moenie twyfel nie. Staan op die woord. Glo daar beloftes, want elke belofte in Jesus Christus is ja en amen tot verheerliking van hom. Hy gaan dan in vers 24, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. Julle sal dit verkry. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge mag vergewe. Ek lees weer eens die hele vers om dit in konteks te plaas vir u. Liefde, vergifnis, geloof. As ek iets teen my broer het en ek sien die probleem in my hart en ek kan my broer nie vergewe nie. En ek sê, my Here, ek het 'n behoefte, voorsien aan my, maar die Here sê, wees lief vir jou naaste, en hy sê ook, wees lief en vir jou vyand. So, vergifnis is 'n sleutel tot geloof. Liefde is 'n sleutel tot geloof. Amen. Jakobus praat baie van geloof. En soos ek nou gesê, daar's 237 woorde oor geloof, ver te veel vir hierdie diens. En ek gaan nie die hele praat gaan nie, ek gaan net iets amper stop. Jakobus 1 vers 6 tot 7 sê, maar hy moet in geloof bid. Ons moet in geloof die Here vra. Ek bid en ek sê, Here, sonder twyfel. Jakobus 1 vers 6 tot 7. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedryf word, voortgesleep word. Jy gaan nie jou eie pad nie, die golf vat jou en hy sleep jou rond. Jy dink jy's op pad in geloof en jy stap hierdie pad van geloof. En in die meantime vat hierdie golf jou en hy gooi jou na die ander kant toe. Want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Twyfel is nie van die Here af. Staan in geloof. Dis 'n besluit wat ons moet maak. Dis 'n vertroue wat ons moet hê. Geloof soos 'n mosterdsaad. Stel jou klaar en staat om dit te doen. Hoe groei ons in hierdie geloof? Reg. Waartoe gaan ons? Hoe kry ek meer geloof, ouens? Glo. Jy moet glo. Jy moet vertrou op God. Hy voorsien aan die veld en hy voorsien aan die voëls. In Matteus 6 vers 25. Glo die Here. Glo wat hy sê in sy woord. Sy woord is standvastig. Hy is getrou op sy woord. Die Here gaan nie terug op sy woord nie. Ek het voorheen gesê, sy beloftes is ja en amen. Stap 2. Die tweede punt. Bid sonder
ophou, wees altyd weer bly. 1 Tessalonisense 5, vers 16 en 17. Wees altyd weer bly, bid sonder ophou. Wees altyd weer bly. Daarom weer 'n paar mense, dit is fantasties. Altyd bly. Halleluja. Ek ken nog 'n paar mense by ons gemeente wat altyd bly is. Weet, al kom daar moeilike tye, wees altyd weer bly. Is dit maklik? Nee. Dit vat 'n besluit. Dis 'n ander boodskap wat ek vir julle het op 'n ander geleentheid. Wees altyd weer bly. I choose to be happy. I make a choice. En hy sê, bid sonder ophou. Wat is dit? Mediteer daaroor. Dankie Here dat jy dit vir my voorsien. Ek vra vir die Here en dan sê ek, moet ek die Here weer vra? Daniel het vir 21 dae die Here vertrou. Het hy die hele tyd gesê, Here, ek sal antwoord. Het hy gesê, Here, ek vertrou U, jy antwoord kom. En ons bly vra, en ons sê dankie. Stap 3 op, die derde punt is, lees die woord. Psalm 119 vers 105 sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. 'n Lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. U woord, dis die rigtingwyser. Baie mense het al, julle sal sien, dis die kompas van die lewe, die woord. Hoe ons lewens moet inrig en daar kan staan. Want hy vier die Here, leef sy woord. In Tessalonisense 5 vers 11 sê, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Bemoedig mekaar en bou die een die ander ene op. Leef sy woord uit. Selfgroepe. Bidgroepe. Bybelstudiegroepe. Bybelskool. Waar daar gesels word. En iemand is klein, jy het 'n probleem. Gesels daaroor. Leef jou geloof uit. Daai persoon wat in 'n probleem is, help daai persoon jou geloof. Bid vir daai persoon. Rig daai persoon op. Amen. Die geloof, Romeine 10 vers 17, die geloof is dus uit die gehoor. Nou moet ons hoor. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is uit die woord van God. En die geloof is uit die woord van God. So. In 2 Tessalonisense 1 vers 3 sê ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem. Ek het dit vroeër gesê. Omdat julle wederkerige liefde aan elkeen van julle almal groter word. Ek kom weer terug na die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. So waar kry ons geloof? Uit die woord van God. Hier nou te luister na die woord van God. Nou, daar so is 'n groepie gestig wat daar elke dag 'n leesplan uitgaan om die Bybel in 1 jaar te lees. En dis 'n audio wat uitgaan. Tussen so 15 en 20 minute elke dag. En as jy hom vir die jaar geluister het, dan het jy die Ou Testament 1 keer deur geluister en die Nuwe Testament ten minste 2 keer deur geluister. So ek wil vir julle sê dat as jy op hierdie program is en daar is oor die 100 mense op die program, en moenie dink dis te laat nie, ons is nou eers op dag 13 ek dink, of 14. Dag 14. Dankie. Frik luister daarna, hy gaan geloof hê. 'n boom. Nie meer net 'n saad nie. Hoekom? Want die geloof is uit die gehoor van die woord van God. Hoe meer ons delf in die woord van die Here, hoe groter gaan ons geloof wees. Amen. Wat wil ek maak met groot geloof? Ek wil die Here vertrou.
vir die Here se wil om te geskied in ieder en elk van my en u se lewens. Dis waarvoor ek wil glo. Amen. My vraag vanmôre is en ek gaan sluit met hierdie. My vraag vanmôre is, wat is die berg? Wat is daai berg wat in die pad staan, wat jy die Here voor vertrou om geskuif te word? My tweede vraag is, wat is daai moerbeiboom? Toe ek daai skrifgie lees ek eers die moerbeiboom, toe sien ek, maar wag bietjie, hierdie moerbeiboom het, weet, 'n moerbei kan jou pere, ek moet sê, my vrou sal kwaad wees, hoor, hy sal vir hom vlek, maar dan moet hy daarna lekker doen. Maar wat is daai moerbeiboom wat vir jou frustreer? Wat uitgepluk moet word en in die see gegooi moet word? As jy maar geloof het soos 'n mosterdsaad, sê die Here, dan sal jy vir daai berg sê, word verwyder, word in die see gegooi. As jy maar geloof het soos 'n mosterdsaad, sal jy vir daai moerbeiboom sê, word uitgepluk by die wortels, word nie see gegooi. En dit sal verwyder word. Ons vertrou die Here vir sy geloftes en sy beloftes in die woord. Amen. Kom ons sluit ons. Here, ek dank U dat ons vanmôre uit U woord, die heilige woord kon lees. Here, en dat ons geloof kon ondersoek, Here. Want Here, ons glo eerstens in U. Ons het 'n geloofbelydenis, Here. Wat sê, ek glo in God die Vader, ek glo in Jesus Christus, ek glo in die Heilige Gees. Here, ek glo dat U gesterf het, ek glo dat U opgestaan het, ek glo dat U gaan terugkom vir ons, Here. Ek glo dat U vir ons gaan voorsien. Here, wat U woord sê vir ons, U sal vir ons voorsien, hoeveel te meer? As jou kind vir jou vra vir 'n brood, sal jy vir hom 'n klip gee? Nee, hoeveel te meer sal jou Vader in die hemel vir jou gee vandag? Broeders en susters, ek wil vir u vandag bemoedig, onder gebed, glo die Here, vertrou die Here, delf in sy woord. Here, help ons in ons ongeloof, soos Thomas wat heeltemal ongelowig was, Here. Here, het ons 'n mate van geloof in U. Here, U sê, U woord sê, geloof soos 'n mosterdsaad. Here, help ons om hierdie mosterdsaad geloof te water, Here. Here, dat ons in die woord kan tel en kan groei in hierdie geloof, Here. Want Here, deur ondervinding, Here, jy het by Thomas se graf, by Lazarus se graf gaan staan. Dis gesê, ek is bly julle is nie, sodat julle kan sien en kan glo. Here, dankie vir die wonderwerke wat U in ons lewens doen, sodat ons kan glo. Daai geloof dat ons opgebou kan word. Ek dank U, Here, vir hierdie gemeente wat uitreik in geloof, Here. Ek dank U, Here, dat hierdie krag herstel sal word. Ek dank U, Here, vir U goedheid en U guns. U is 'n goeie God, Here. En ek loof U. Die Vader, U weet wat elke persoon se behoefte is. U weet wie dat elke persoon se berg is. Sy moerbeiboom is, Here. Vader, ek vra dat U hulle sal help in hulle min geloof, dat dit groot geloof sal wees. Lei hulle lei ons, vir my en vir julle, Here, deur die woord, en te glo, en te staan op daai woord, en ons loof U daarvoor, Here, in Jesus wonderlike naam. Amen. 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 Het julle geloof? Amen. Amen.
Goed. Ons gaan nou ook die nagmaal bedien. Ons gaan aan die tafel van die Here sit. Ek gaan vra dat die wat ons gaan help om die nagmaal te bedien. Asseblief ons na vore sal. Gaan die sangers nou die woord sing? Terwyl die elemente uitdeel? Ja. Dit sal goed wees. Hier is die warm ouens. Jou gerus die elemente, hou asseblief die elemente by u en sodra ons die elemente het, gaan ons almal saam die nagmaal gebruik. Baie dankie.
gebrood en almal elemente ontvang. En die naam van die Here daai was oorgelewer was, het hy die brood geneem, Jesus het die brood geneem en hy het gebreek nadat hy gedank het, het hy gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat volledig gebreek word, doen dit tot my nagedagtenis. Dank Here, as hierdie broodjie van eet, Here, deel neem in die liggaam, Here. Here, tot U naam is. Net so as die beker na die ete met die woorde, hierdie is die beker van die Nuwe Testament, van my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit bring met my gedagtenis. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Here, ons dank U vanmôre vir die bloed wat U gestort het, Here. Vir vergifnis van ons sondes, Here. Sodat daar 'n Nuwe Testament is, Here, 'n nuwe verbond is waarin ons 'n deelname kan word. Ons dank U vir hierdie deelname. Here, is 'n groot voorreg weer vanmôre hierdie sakramente te gebruik, Here, net om ons weer te herinner, om te sê, Here, U is ons God wat vir ons gelei het, wat mens geword het, wat vir ons gesterf het, Here. Here, wat vir ons 'n weg oopgebaan het, sodat ons vereenselwig kan word met die Here, met God, ons Vader. Here, en ons dank U vir hierdie verhouding wat ons kan hê, Here. Ons dank U vir die sonde wat weggewas word, Here, sodat ons dit bely, Here. Ons dank U vir die geloof wat U vir ons gee, Here. Om te kan glo dat U ons God is, dat U ons koning is, dat U ons Here is, Here. Dank U, Here, vir die werk wat U doen in ieder en elke persoon se lewens, Here. Loof U daarvoor. Hulle gaan 'n liedjie speel en dan gaan pastoor Piet vir ons afsluiting doen. Baie dankie. We
laaste oggend en musiek het begin. Ons weet ons kan die Here dien sonder enige krag. En ons bly ons kan dit doen. Ek wil net dit as oor Konrad se preek aansluit oor geloof. En julle weet al van my kleindogter wat hulle was vandag al 6 weke in die hospitaal. Sy het longinfeksie gehad met geboorte. Dis die mannetjie se kleinste sê. En dit was 'n stryd geweest. Dit was om my dogter te sê, bly in geloof, bly hou vas aan die Here. Want vir die Here is niks onmoontlik nie. Ons weet die Here is 'n beheer en die Here wil alles doen. Ek sê vir haar, weet julle wat? Dis nie ons tyd nie, dis God se tyd. God genees en herstel wanneer dit nodig is. En ek wil vir die Here sê baie dankie dat hy gebede verhoor. Dit was so goed dat hulle dalk môre of Dinsdag uit die hospitaal uit kom. Na 6 weke wat hulle ek kan nie genoeg dankie sê nie. En ek wil nie dankie sê vir as ek Konrad raad en moedig mee vanoggend van hou vas aan die geloof, vertrou op die Here. En dis waar dit lê. Moet nooit vergeet. Die duiwel sal kom en hy sal toets. En hy hoef ek probeer om ons negatief te maak. Maar ek het net gesê, hou vas aan die Here, want die Here is groot en die Here is goed. Kom ons sluit die woord. Here, ons kom na U met 'n dankbare hart vanoggend. Ons wil U dankie sê vir die woord wat uitgegaan het vanoggend, Here, oor geloof. Here, wat dit verstaan het. Soos daai boodskap sê, soos daai vers sê, as jy geloof het soos 'n mosterdsaad, sal dit goed gaan. Want so 'n klein saadjie wat so groot word, Here. Dit is alles so wonderlik om te kan sien wat U kan doen. En dankie vir die woord wat ons gehad het. Dankie dat die woord ook kon uitgaan op die media. Here, mense kan bereik wat dit so nodig het. Ons wil die loof, ons wil die prys, Here. Ons vra dat die elkeen sal seën vanoggend, waar sy verklaarheid van Here, dat jy ons beskerming oor elkeen sal wees. Dat jy ons veilig hou, Here, dat ons veilig in ons bestemming sal aankom. Here, nou wat jy so nodig het, wil ons net bid en vra, Here, dat jy by hulle sal stil staan. En hulle geloof ook sal versterk daardeur. Ons sê dankie vir al die wonderlike dinge in Jesus naam. Amen.